Joopse dag, goeiemôre. Dit bly 'n voorreg om saam te kom om God te verheerlik en om saam as medegelowiges in Christus vandag hier te staan en te sê loof die koning. Voor ek vir ons sê waaroor ons gaan gesels vandag, dink ek nie hier's een persoon wat vandag hier sit wat nie weet dat jy wedergebore moet word nie. Daar's letterlik honderde verse in die Bybel wat sê jy moet wedergebore word. Die ou dinge is verby. So vandag gaan ons bietjie aanbeweeg. Nou wat nou as jy nou wedergebore is? Wat is die volgende proses in die heiligmaking proses? So in die eerste plek wil ek vir jou vra vandag, is jy regtig bloed gewas deur Jesus Christus se genade? Is jy 'n kind van God? Ek vra nie vandag wat jou prokureur vir jou sê, of wat jou dokter vir jou sê, of wat jou bankbestuurder vir jou sê nie. Ek vra vandag vir jou, is jou saak reg? Want vir ons is net 'n klein tydjie gegee hier op aarde om ons saak reg te maak. En daarom wil ek u aanmoedig, begin dink oor dit wat ewigheidswaarde het en oor dit wat regtig saak maak. Dit natuurlik dat wat daarop volg is 'n geesvervulde lewe. En dit is wat ons vandag wil gaan praat is 'n geesvervulde lewe. En vir die wat die Bybel saamgebring het, ons gaan lees uit Efesiërs 5. Efesiërs 5. En as almal die plekkie gekry het, dan gaan ons vir die Gees vra om dit vir ons te openbaar vandag. Ons is nie meer almal op melkkos nie, ons is nou al op vaste kos, soos Paulus dit stel. En ons gaan vandag so 'n bietjie vaste kos kry uit die woord uit, uit Efesiërs 5. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vandag na U toe in nederigheid, Here, en afhanklikheid van U. Ons vra U vandag om deur U woord met ons te spreek. Here, om vir ons te wys die rigting wat U wil hê ons moet gaan. Vader, om vir ons die pas aan te gee. En Vader, om vir ons die geleentheid te gee om aanskouers te wees van U werk. Ek vra, Here, dat U deur die woord en deur die Gees vandag vir ons sal wys, Here, as ons nou gered is, wat is die volgende proses wat die woord vir ons leer? Ek vra, Here, dat die Gees by elke persoon vandag sal stilstaan. Here, ek vra, Here, dat U niemand sal uitgaan dieselfde as wat ons hier ingekom het nie, met die uitsluitlike doel om U te verheerlik. Ek vra, Here, dat U deur die Gees ons sal rustig maak vandag. Ons so 'n bietjie sal laat vergeet, Here, wat alles hierdie week gebeur het, en dat ons nou sal fokus op dit wat regtig saak maak en dit wat ewigheidswaarde het. In die wonderlike naam van Jesus en met danksegging, amen. Ons gaan 'n gedeelte lees in Efesiërs 5 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Jy is welkom om ook dit op die bord te volg of op die Bybel te lees. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinhede of hebsug moet onder julle selfs nie eens genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Van dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here.
Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar. Want alles wat geopenbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons lees net tot so ver in die onfeilbare woord van die Here. Geliefde, daar is mense daar buite. Kerkmense, goeie mense, ek wil sê mense wat gered is, maar nie wat nie oorwinnend lewe nie. Iemand het een keer gesê, baie mense het net genoeg godsdiens om hulle lewe miserabel te maak. Ons het net genoeg godsdiens en Bybelkennis om die lewe vir ons ondraaglik, moeilik en miserabel te maak. Daar is baie kinders van God wat as hulle eerlik moet wees, sal sê ek moet vandag erken, alhoewel ek gered is, lei ek maar 'n wankelrige geestelike lewe. My lewe in die gees is maar wankelrig. En nou wil ek vir julle sê, die goeie nuus vandag is natuurlik, God het nie bedoel dat sy kinders flou of magteloos of koud moet leef nie. Jesus het dan self gesê, ek het gekom dat julle 'n lewe in oorvloed kan hê, soos wat Johannes 10:10 vir ons opgeteken het. Nou baie van die voorspoedpredikers vat hierdie vers en vergelyk dit nou en sê jy kan nou aardse rykdomme bekry, allerminstens dit heeltemal teenstrydig. Hierdie lewe in oorvloed is natuurlik 'n geesvervulde lewe. Wanneer die Gees jou lei om meer en meer soos Jesus te word in die pad van heiligmaak. Hierdie geesvervulde lewe is baie beslis nie 'n vreemde of 'n emosionele ervaring soos wat baie mense dit graag wil hê nie. En dit is ook nie 'n mensgemaakte sensasie nie. Ons vlees hou mos daarvan om van sensasie te lewe en ons floreer daar op ons vlees en dis heeltemal nie wat die woord vir ons hier sê nie. Ons moet 'n lewe hê wat deur die Heilige Gees beheer word. Ons het gelees in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar het jy mooi opgelet wat sê hierdie vers 18 vir ons? Daar staan, word vervul met die Heilige Gees. Let op, dit is nie 'n voorstel nie. Dit is 'n bevel. En omdat die woord dit sê, is dit so. Dit is 'n bevel. Word met die Gees vervul. Dis 'n bevel van God. God sê nie, as jy ver oggend lus is, word met die Gees vervul nie.
Hy sê, word met die Gees vervul. Punt. Dis 'n opdrag. En natuurlik as jy opreg gered is, sal jy die begeerte hê om deur die Gees vervul te word en om 'n geesvervulde lewe te lei. Want Handelinge 1 vers 8 sê vir ons so mooi, julle, en dit is nou ek en jy, ek en u wat hier is vandag, julle sal krag ontvang. Wanneer? Wanneer sal ons krag ontvang? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat sal julle doen? Julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea. En tot waar? Tot aan die uiterstes van die wêreld, ook vanoggend hier in Nigel, hier in hierdie gebou, sal julle my getuies wees. So daar is krag, dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit, moet ook in jou en my wees. Ons het op 'n vorige geleentheid ook gesê, hierdie woord krag is natuurlik die Griekse woord daarvoor is dynamis. En dit is ook waar die Afrikaanse woord dinamiet vandaan kom. Dit is eintlik 'n bo-natuurlike krag. Ons kan mooi kerk hou, ons kan 'n mooi lewe gee, ons kan mooi sing, ons kan mooi bestuur en dis alles reg. Maar hierdie krag het jy of jy het dit nie. Die Gees vervulde krag in jou lewe. Dis nie 'n menslike energie wat ons hiervan praat nie. Dis nie 'n mooi persoonlikheid of iemand wat dalk mooi kan gesels met woorde nie of dalk emosies kan opsweep nie. Nee, dit is 'n hemelse, 'n goddelike krag wat ons hiervan praat. Petrus is dan natuurlik 'n bewys vir ons van hierdie krag. Jy weet, voor Pinkster het Petrus Jesus verloon en jy weet, ek is seker jy ken die verhaal. Hy het nie Jesus een keer verloon nie, hy het Jesus nog 3 keer verloon. Hoeveel keer verloon ek en u nie vir Jesus in dit wat ons doen nie? Hierdie Petrus het Jesus verloon. Ek sê ek ken hom nie. Petrus was tot bang gewees vir hierdie, ek wil amper sê eenvoudige ou diensmeisietjie. Hy was bang gewees. Hy het ontken dat Jesus die Here is. En na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie selfde persoon wat so bang was, wat 'n bangbroek was om te vertel van Jesus Christus, dat hy vir 'n diensmeisie eintlik weggehardloop het en so 'n bietjie stil geraak het en Jesus 3 keer ontken het. Hierdie selfde man na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, staan kragtig en getuig van die genade van Jesus Christus. Wat het gebeur? Hy is met die Gees vervul. Is die Gees en die geestelike krag nie dalk die vermiste element in jou en my lewe of in die moderne kerk nie? Dat ons alles mos uit ons eie wil doen. Is dit nie dalk dit wat nodig is om weer te gebeur, dat ons weer kan sit en vir die Gees vra om ons te lei? Hierdie Petrus het kragtig gepreek, soveel so dat daar sommer 3000 mense op een slag tot bekering gekom het. Dieselfde Petrus wat net 'n paar dae daarvoor stoepstil gebly het en eintlik bang was, hulle gooi hom in die tronk. 'n Geesvervulde lewe. As jy dit het, en as jy dit nie het nie, mis jy baie uit. 'n Geesvervulde lewe verander 'n bang mens in 'n bruikbare instrument vir God. Dis wat die Gees doen. Hy verander jou. Ons probleem vandag in ons lewens, in kerke, is dat baie Christene probeer om 'n geestelike lewe te lei in ons eie krag. Ons is mos geleerde mense.
Ons is mos slim mense. Ons weet mos beter. Maar ek wil vir u vandag kom sê, ons kan nie sonde oorwin in ons eie krag. Jy sal klaaglik misluk. Jy kan nie die duiwel weerstaan in jou eie krag nie. Ek wil amper sê, want hy gaan net vir jou lag. Jy kan nie getrou bid in jou eie krag nie, want dit sal geen waarde wees nie. Jy kan nie 'n getuienis wees in jou eie krag nie. Jy het die Heilige Gees nodig om heilig te lewe. Sonder krag van die Heilige Gees, saggies gestel, is die Christelike lewe 'n onmoontlike taak sonder die Heilige Gees. Ek wil weer sê, saggies gestel, sonder die Heilige Gees kan jy nie 'n ware geesvervulde lewe lei nie. En baie van ons het baie tekort aan hierdie ding. Soos 'n handskoen. Nou, almal ken 'n handskoen. Ek hoef nou nie 'n handskoen vorentoe te bring om vir u te wys nie. Is nie kinders nie. Almal ken 'n handskoen. 'n Handskoen kan baie mooi lyk. Jy kan 'n baie mooi handskoen hê. Maar dit beteken niks as daai handskoen nie met 'n hand gevul word nie. Jy kan die duurste handskoen hê wat daar kan wees. As daar nie 'n hand in is nie, beteken daai handskoen absoluut niks nie. Soos baie Christene, hulle soos 'n handskoen wat jy nou hier sommer net so swaai, hierdie pragtige mooi handskoen. Maar as die hand nie daaraan is nie, beteken daai handskoen absoluut niks nie. Net so is die Christelike lewe onmoontlik sonder die Heilige Gees. Jy's dalk soos daai handskoen. Jy's teenwoordig, maar jy's nie bruikbaar nie. En dit is dalk die boodskap wat die Here vandag vir ons wil gee. Baie van ons stemme het stil geword om te getuig van sy genade en van sy redding. Baie van ons raak stil in geselskappe waar die Heilige Gees jou oortuig. Of jy sit dalk in jou kamer en jy dink aan 'n persoon en jou gees praat met die Heilige Gees en jy kom agter, jy moet vir daai persoon bid. Moenie uitstel nie, doen dit. Dan begin die God se werk regtig in jou lewe. Nou die woord dynamis, wat die Griekse woord vir krag is, beteken ook natuurlik om bekwaam te wees, om die vermoë te hê om iets te doen. So roep God jou dan en hy pas jou aan. Hy berus jou, hy maak jou sterk in dit wat jy moet doen. Daarom sê Paulus ook vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En het jy opgelet op daai vers, daar staan nie ek is sterk nie, daar staan hy gee my krag. Hy, die Heilige Gees, gee my krag. Ek wil vir jou vanoggend sê, pa, jy het hulp nodig om 'n pa te wees in jou gesin. Ma, jy het hulp nodig in jou gesin. Jy het die Heilige Gees nodig. Jong mens, jy het die Heilige Gees nodig in jou gesin. En as die storms van die lewe kom, het jy die Heilige Gees nodig. As jy 'n prediker is, 'n prediker bedoel ek nie om voor te staan nie. Daar waar jy verkondig, het jy die Heilige Gees nodig. Niemand kan die Christelike lewe alleen leef nie. Wat het gebeur toe die Here vir Moses 'n opdrag gee? Wat was Moses se woorde? Ja, maar ek kan nie praat nie. God het nie vir Moses gesê, dan moet jy maar net harder probeer nie.
Dan moet jy maar net weer probeer nie. Dis nie wat God gesê het nie. God het gesê, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. Dis wat God gesê het. En dit is die geheim van geesvervulde lewe. God doen dit wat jy self nie kan doen nie. En dit is ongelukkig die tragedie van baie gelowiges in die tyd wat ons lewe. Hulle probeer heilig lewe sonder die Heilige Gees. Hulle probeer bid sonder die Heilige Gees. Hulle probeer werk sonder die Heilige Gees. Hulle probeer eintlik hulle self in die hemel inwerk. Hulle wil getuig sonder die Heilige Gees. Dan is die vuur weg, my liewe vriend. En dan wanneer mense moeg raak om te getuig van die reddende genade, want jy wil dit in jou eie krag doen. Maar wanneer die Gees jou vul, gee hy jou die vermoë om te getuig. Hy gee jou die krag, hy gee jou die woorde, soos wat hy vir Moses gesê het, ek sal by jou wees. Baie mense, ek wil amper sê, en nou praat ek met kerkmense, ek praat nie nou met die verlore gaande wêreld daar buite, wat in massas en massas is nie. Ek praat met kerkmense, gelowige mense, en dalk nog hier en daar nog 'n gelowige in Christus. Baie mense leef sonder 'n doel. Ek weet nie of u dalk al weet wat jou doel in die lewe is nie. Natuurlik het ons sekondêre doele, of jy nou in die kantoor werk, of as 'n klerk werk, of jy nou 'n gesiene beroep het, dis nie jou primêre doel nie. Wat is jou primêre doel? Om hom te verheerlik, om te gaan disippels maak van alle nasies, elke stam, nasie, volk en taal, en om hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis jou primêre taak. Selfs om voor te staan en 'n prediker te word is ondergeskik aan daardie opdrag. God het 'n doel vir jou, my vriend. Hy het 'n doel vir jou. Jy is nie toevallig vanoggend hier nie. God het 'n skepingsdoel vir jou. Efesiërs 2 vers 10 sê dit so mooi, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, en daar is iets wat God wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet met die Gees vervul word. En wanneer die Heilige Gees ons vul, soos in Pinkster daar op die boefretrek, toe hulle vir ure lank en dae lank gepreek het, kry jou lewe rigting. Kry jou lewe hier op aarde weer rigting. Jy kry weer 'n doel vir jou lewe. En weet jy wat, jy kry weer 'n betekenis vir jou lewe. Verby dit wat korttermyn is, ons praat wat is die ware langtermyn, die ewigheidswaarde, dan kry jy weer doel. Jy hoef nie beroemd te wees nie. Jy hoef nie op 'n verhoog te staan en te preek nie. Maar waar God jou geplant het, dis daar waar hy jou wil gebruik. Die lig se doel is baie beslis nie om net geraas te maak nie. Sy doel is om te skyn. Om te skyn in 'n donker wêreld. En baie mense sukkel omdat hulle iets probeer wees waarvoor God hulle nie bestem het nie. God het jou nooit gemaak om dit te doen wat jy dalk wil wees nie. Hy het jou dalk gemaak vir 'n ander doel vir sy skepping. Maar wanneer die Heilige Gees jou vul en jy 'n geesvervulde lewe het, bring hy jou in lyn met die doel wat hy vir jou het.
Jesus sê, ek het nie gekom dat julle 'n lewe. Hy het gesê ek het gekom. Wanneer julle die Heilige Gees het, dan sal julle 'n lewe in oorvloed hê. Nie net redding nie. Party mense is net as jy gered is en jy het net 'n kaartjie hemel toe, dan is jy nou reg. Want jy is mos nou gered en dan stop dit daar. Nee. Dit moet aangaan, ons moet groei. Ons moet oorwin. En baie Christene leef sonder die voorregte wat ons kan hê in Jesus Christus. Hulle leef sonder dit wat Jesus graag vir jou wil gee. Ek wil eintlik sê baie Christene, baie gelowiges is eintlik geestelike bedelaars vandag. Terwyl die hemelse skatte reeds vir elke kind van God beskikbaar is. Want Efesiërs 1:3 sê, geseënd is die God wat ons geseënd het met alle geestelike seëninge. Alle geestelike seëninge. So wat het jy nou nodig? Wat het ons nou nodig om in oorwinning te lewe? Wat het ons nodig in die proses van heiligmaking? En wat het ons nodig in ons gebed? En wat het ons nodig om werklik vrede te kry in jou lewe? En wat het jy werklik nodig om krag te kry om aan te gaan, om nie moedeloos te word nie, om op te staan in die oggende? Nie jou kop onder die kombers om te trek en sê, "Joh, dis nou alweer maandag. Ek sien nie kans nie." Nee, dit gaan nie meer oor ons nie, want ons leef nie meer nie. Christus leef in ons. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet standvastig wees. Ons moet beskikbaar wees vir Jesus Christus se evangelie. En ons kan dit ervaar wanneer die Heilige Gees ons vul. Die Gees neem weg dit wat nie van Christus afkom nie. En hy maak Christus 'n werklikheid in jou en my lewe. Hoe word 'n mens dan nou met die Gees vervul? En daar's natuurlik baie leringe en baie menslike sieninge. Ons meet dit natuurlik aan die woord. Ons kyk wat sê die woord vir ons. Hoe word jy nou met die Gees vervul? In die eerste plek werk die Here self 'n dors, 'n diepe dors hier binne jou. Want Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en ek sal hom gee die lewende water. God vul nie jou selftevredenheid nie. Dit gaan baie meer as oor jouself. En dan moet jy jou oorgee en jou geheel en al in God se hande plaas. Die Heilige Gees sal jou nie vul wanneer jy nog so 'n bietjie beheer van jou lewe wil hê nie. Want jy is dood. Christus is nou groot in jou. Jy is nou dood. Die ou mens is afgesterwe. Jy is nou 'n nuwe mens in Christus. Daar kan nie meer geheime sondes. Ek praat nou van doelbewuste geheime sondes in jou lewe wees nie. Die Gees sal vir jou lei en dit sal vir jou so pla dat jy daarmee sal stop. Jy sal nie meer kompromie aangaan met die wêreld en die sielevyand nie. En baie mense wil tog hierdie aangename, lekker vleeslike gevoel hê. Ek sê nie, dit kan nie gebeur nie, maar wat ek sê is, God sal vir jou lei om die ware Gees in jou lewe te kry. Daarom sê Efesiërs vir ons, word vervul. En die oorspronklike taal sê nie word vervul nie, die oorspronklike taal sê bly vervul met die Heilige Gees. Nou wil ek vir u vanoggend sê, daar is 'n lewe. En ek dink baie mense het dit nog nie ontdek nie. Of is nog op proses
om dit te verstaan. Daar is 'n lewe met geestelike krag. Met oorwinning. Nou praat ek nie van jou duur Duitse motor of jou adres nie. Ek praat van oorwinning in die gees. 'n Lewe met 'n betekenis. En as jou lewe betekenis kry, dan val al daai ander goed, al daai bekommernisse, al daai goed val van jou rug af. Want jy sien, as jy aan hom behoort jy nie meer aan jouself nie. En maak nie saak wat jy op jou skouers het nie. Dit val af, want jy behoort aan hom. Die grootste tragedie ook van ons tyd is nie om finansiëel arm te wees nie, maar om onbekend te wees met die Heilige Gees. Dit is die grootste tragedie van ons tyd. En nog meer om gered te wees, maar nooit die volheid van die Heilige Gees te kry nie, of te verstaan nie, of toe te laat nie. En vandag vra die Here vir jou, hy vra nie vir jou, is jy godsdienstig nie. 80% in Suid-Afrika sê hulle is Christene. Dis nie wat die Here vanoggend vir jou wil kom vra nie. Hy vra nie of jy godsdienstig is nie. Hy vra vanoggend vir jou, is jy vervuld met die Heilige Gees? Hy vra nie vanoggend vir jou, is jy 'n kerklidmaat nie? Nee, dis nie wat hy vanoggend vir jou vra nie. Hy vra, is jou lewe onder die beheer van die Heilige Gees? En ek wil graag afsluit met hierdie vers 18 van Efesiërs 5 wat sê, word vervul met die Heilige Gees. Die opdrag, word vervul met die Heilige Gees. Mag die Here ons red. Mag hy ons bewaar teen hierdie koue godsdienstige tyd waarin ons ook lewe. Mag hy ons bewaar om kragteloos ons godsdiens uit te voer en oppervlakkig geestelik te lewe. En mag hy vir ons openbaar die krag van die Heilige Gees en mag elkeen van ons dit kry. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here dat ons vanoggend kon hoor dat daar 'n geestelike, geesvervulde lewe, Here, vir ons beskikbaar is. Ek vra Here in die mooi naam van Jesus Christus. U self het beloof, Here, dat U vir ons die Gees sal stuur om ons te lei, om ons te vertroos, om ons te versterk. En dat die Heilige Gees die werking van Jesus Christus wat hy op aarde begin het sal voortsit, dat ons gehoorsaam sal wees daaraan. En dat ons oë en ore oop sal wees vir die Heilige Gees in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ja, as hy kom ons staan, ons sluit ons af. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief. Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief. Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief. Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief. Voor ons die oë sluit, onthou daar's koffie na die tyd. Jy hoef nie haastig te wees nie. Jy is welkom om 'n koffie te geniet daar. Kom ons sluit die oë. Wonderlike Hemelse Vader, dankie Here. Dankie dat U ons nie alleen agtergelaat het nie. Dankie dat U die Gees gestuur het om ons te versterk en om ons te help. En ek vra Here dat U vir ons die Heilige Gees opnuut sal stuur. Here, en dat ons verstaan waaroor dit regtig sal gaan. En dat ons 'n bietjie hierdie los geselsie sal afskud
en laat ons fokus op dit wat regtig saak maak tot die uitbreiding van die koninkryk. Bewaar ons Here teen misleiding en as dit U wil is, bring ons weer volgende week veilig bymekaar in die naam van Jesus. Amen. Dis genoeg van my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief. Jesus het my lief. Dis genoeg van my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief.